Julle, raai wat? Dis tyd vir nuus in 'n nutshell. Met julle favourite, Frisky Mariski. Hoorie, dis Vrydagnag. Ek scroll deur social media en toe sien ek iets wat lyk soos 'n tweet, aka 'n X-inskrywing van die ewe Amerikaanse president Donald Trump, wat lyk my nou die refugee status aan die Afrikaners of meer die farmers gaan fast track. Kyk gou wat sien ek hier. SA is being terrible. Ek sien long-term farmers. Ek sien it is a bad place to be right now. En ek sien dat Amerika het nou vragies hulle funding gestop na Suid-Afrika toe. Aanvanklik het ek gedink, wel, maybe is dit net fopnies. Toe sien ek nie net het saai gereply nie, maar ek het gesien selfs Dirko, die Department of International Relations and Cooperation, het ook genoot dat die funds gestop is. Snaaks is nie, maar joh, dink julle nie hier kom groot nonsens nie. I mean, hierdie het als begin, toe Donald Trump verkies is, toe maak hy die uitlating van Suid-Afrika. Volgende oomblik het ons die marches gehad, onthou julle, bitter eindes en, of was dit die bitter eindes? Willem Pretzer hulle man. En toe, die volgende oomblik, toe was Kali Kriel hulle by die Withuis. En gepraat van Kali Kriel, hy het 'n update gegee oor wat daar gebeur het. Kali het gesê, na 10 dae in die FSA het hulle suksesvolle skakelinge gehad by die Withuis en gesprekke gehad met die FSA se Departement van International Relations en met ander belefhebbendes. Stakeholders, wat is al woord julle? Dis Vrydag, Frisky se taal het nou opgehardloop. Kali het ook AfriForum se meer as 300,000 lede bedank vir hulle ondersteuning en hy het genoem dat daar was geen ander manier om hierdie te doen nie, veral na die GNU, oh my goodness Mariska, fokus GNU en toe die Bella-bill wat Cyril Ramaphosa deurgedruk het en laasens die Land Expropriation Without Compensation. Dis 'n mondvol vir 'n Vrydag aand. Albert het Kali allerhande terugvoer gegee het van AGOA ooreenkoms en die implikasies wat die kan inhou vir Suid-Afrika en hopelik vir die ANC en Key, het hy ook gesê dat daar ietsie is soos die Magnitsky wetgewing, okay, wat dit dan moontlik maak vir die FSA om teen korrupte leiers in die wêreld op te tree. Julle, wat dink julle gaan gebeur? Okay julle, en toe saai ook sommer vinnig met 'n statement, wat hulle gesê het is dat hulle Solidariteit en AfriForum lede of farmers wat hierdie geleentheid wil aangryp en voel dat hulle nie meer langer hier kan wees nie, sal ondersteun en help met die proses. Maar ek het ook gegil vir die sin wat gesê het, we are not in the business of exporting farmers. Veel so hoop saai, ek bedoel ons het hulle nodig, ons gaan honger word. So wat ek hierso kan vat uit wat saai sê is dat daar waarskynlik 3 kategories gaan wees van wat jy kan aansoek doen as jy na Amerika toe wil gaan as 'n refugee. Die eerste een is die farmers wat trauma en wat nie meer veilig voel op hulle enterprises nie, okay? So dit wil sê mense wat soos farmers wat nie meer veilig voel op hulle eie land nie en of sulke aanvalle oorleef het. Hierdie is die eerste mense wat glo blyklik voorkeur sal kry. Tweedens is dit ons unemployed farmers, managers, plaaswerkers en diegene wat onder die sogenaamde BEE hulle werke verloor het. En derdens, glo hulle daar sal dan ook kans wees vir die jong opkomende aspirante boere wat dit nie in Suid-Afrika sal regkry om te kan begin boer nie, weens al die verskillende wetgewing wat teen hulle diskrimineer. Anyways, long story short julle, dit het eers begin by praatjies, nou is ons al by tweets, en Trump het gesê, hulle wil hierdie proses fast track. So, sê gou vir my, wat dink julle hiervan? Dink julle ons gaan baie boere verloor?
Weet julle van mense wat self of boere wat oorweeg om die land te verlaat en wil jy die land verlaat? Is julle al gatvol vir wat hier aangaan? I mean, Suid-Afrika's vragies wat hulle sê, a bloody movie. Of is dit nou 'n thriller? Anyways julle, dit was 'n vinnige nuus in 'n nutshell met julle favourite Friskie Mariski. Okay, bye.